baie van ons mans op in die transkei, hulle die gaan 4 by 4 uit, en hulle is laat vanoggend, want van die ouens het volks gehad. So hulle moet hulle nog regmaak. So, ons het genade vir hulle, sorry al. Maar weet ek dit is laat so. Ek wil hê julle moet gou maak af my so. Ek klik nie, voel. Kan jy dit voel, dis die jaar 2019? Kan jy dit voel? Het voel so die lig. As 'n mens enigiets doen, ek werk met tieners baie, en dit is baie lekker, maar as 'n mens enigiets doen, wat alles maak nie nice is nie, of as jy iets stupid sê oor tegnologie of oor musiek, dan sê hulle vir jou, dis 2019 hoor. Ek weet nie wat dit beteken nie. Hulle sal iets van die musiek wat hulle luister, die lekker is nog nie oud nie, maar dit is regtig nie mooi nie. Maar van die musiek wat die oude mense luister is ook nie mooi nie. Ek dink ons is even. Ek is ook te sit in, my musiek is baie. Ek luister net na Jake. Maar wat hulle sê, daar is toch 'n waarheid daarin, dat dit nie meer jaar 2000 is nie. Dat dit 2019 is, en dinge verander, en dinge lyk nie dieselfde nie. En ek het bietjie gaan oplees, en ek het vir 'n klomp loopbane gee, wat in die jaar 2019, die jaar 2009, toe ek in matriek was, nie bestaan het. En toe ek die artikel gelees het, toe ek die lys gaan, het ek gedink van die goed, dit moes gewees het. Dit moes net, het klink so, maar as jy gaan oplees, dan, hierdie goed het nie bestaan, het was nie vir my 'n opsie gewees, om te gaan hierdie werk doen nie. So ek het my eerste slide opmaak, en die eerste een is 'n social media manager. Toe ek in matriek was daar social media, maar niemand het dit gemanage nie. Jy kon net sê wat jy wou, en post wat jy wou. So dit het nie, toe ek in 2009 was, bestaan nie, 'n SEO specialist. Nou dit is my die snaakste een, want dit is iemand wat weet hoe Google werk. Dit is 'n search engine operator specialist. Ek seker jy kan nie Google, maar ou vir gaan sê, maar in elk geval, ek gaan nie sê hoe Google, 'n app developer, dit het nie bestaan, 'n Uber driver, ons het net taxi drivers gehad, ons het nie Uber driver, 'n driverless car engineer, ons het 'n fietsryer gedoen. 'n podcast producer, dit was nie 'n opsie gewees nie, ek weet nie wat hierdie is, 'n telemedicine physician. Weet jy nog, is iemand hier so dit vanoggend? Iemand? Is iemand 'n Uber driver? Daar, Uber is 'n Uber driver. Wat skies? Die bel in en die dokter help oor die foon. Ek dink nie dit werk as jy geskiet is. Seker dit is die verkoue het, mense. En 'n Zumba instructor. Ek was seker daar was toe ek matriek was Zumba instructors. Maar blykbaar was dit 'n nuwe ding. Die wêreldekonomiese forum sê 65% van laerskoolkinders sal werk in loopbane wat nog nie bestaan. 65, dis baie, ek het nie hoe dit uitgewerk, maar 65% van laerskoolkinders sal werk in loopbane wat nog nie bestaan nie. So as jy kind vra wat hulle gaan doen as hulle groot word en hulle weet nie, is omdat dit nog nie bestaan nie. Geef hulle kans, dit bestaan net nog nie. Maar dit laat mense wonder wat gaan word van kyk. As die wêreld so vinnig verander en as dinge om ons so verander en hoe gaan ons as 'n gemeente en as mense wat die Here liefhet, hoe gaan ons oorleef en dinge wat so vinnig verander? Romeine 12:2 sê moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van die wêreld, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dit sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle wil doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Ek wil vir u sê, ek is seker dat kerk gaan aanleef in 'n nuwe wêreld, want die wêreld wil nog steeds vir Jesus maak.
Maak nie saak hoe baie dinge verander nie, maak nie saak hoeveel nie bewerke en loopbane daar is nie. Die wêreld en elkeen van ons gaan die einde van die dag nog steeds Jesus nodig hê. En ons gaan dalk bietjie ons manier van kerk moet aanpas, of dit wat ons doen, bietjie aanpas. Maar mense gaan altyd vir Jesus nodig hê. Mense gaan altyd nodig hê dat iemand vir hulle omgee. Mense gaan altyd nodig hê dat hulle gaan altyd ergens nodig hê om te behoort. En ek dink dat die eerste ding wat moet gebeur in my professionele opinie, ek is baie slim, is dat kinders van die Here weer aktief en betrokke raak in ander mense se lewens. Ek dink die tyd wat ons gaan, ek sê dit met alle respek, die tyd van groot, massiewe kerke en Billy Grahams en daai goed kom tot 'n einde. Nie dat dit was goed dat hulle daar was, ons prys die Here daarvoor, maar tye verander en ietsie wat mense na smag, is verhouding. Hulle kry genoeg van al die ander goed in die wêreld, maar wat hulle smag is iemand wat aktief betrokke sal wees in hulle lewens. Iemand wat regtig so omgee oor wat dag tot dag lewens, iemand wat daar is wanneer hulle nodig het en soms daar is wanneer hulle dit nie nodig het. Maar wat sê, ons gaan moet aanpas sodat ons mense weer die voorpunt van kerk maak. Dat ons dienste en goed bou rondom mense en nie rondom goeie produksie of goeie preek of al die goed. Maar dat ons regtig 'n verskil sal maak in mense se lewens. Een op een. Nou, ek wil vir julle sê dat ek sukkel nogals met hier. Veel 'n bietjie insig gee my eie lewe. Ek lewe met die tension want ek het baie ambisie. Was baie wat ek wil bereik. Daar ek was in Mosselbaai gewees, ek het 'n onderhoud, iemand het my geïnterview en hulle het vir my gesê soveel mense gaan die video kyk en dit het my regtig opgewonde gemaak en gesê, "Wow, kry prys die Here en ek wil graag die kerk hê moet groei en ek wil hê die foundation wat ons doen moet groei en ek het regtig 'n visie dat ons meer mense sal bereik en groter goed kan doen, maar dit word deeltyd in tension gebring met 'n hart vir die mens. Dat die mens nooit so besig wil raak dat jy saam met een mens kan tyd spandeer en vir een mens regtig 'n verskil kan maak. En ek lewe in hierdie tension en ek dink dit is op 'n plek om te wees. Want elkeen van ons het ambisie. As ek so oor julle almal lyk baie mooi vandag. Wel meeste van julle lyk baie mooi vandag. Ek sal nie sê wie se nou is wat nie mooi lyk nie, maar ek sal almal van julle lyk mooi. Maar elkeen van ons moet ambisie hê. Ons moet 'n rede wees om môreoggend op te staan. Daar moet 'n rede wees vir ons om ons oë oop te maak en te doen wat ons doen en te sê waartoe is ek op pad? Wat hierdie ding wat ek doen, wat gaan dit wees oor 5 of 10 jaar? Ambisie is goed, maar ons ambisie kan nooit belangriker raak as mense. Dit het nooit te belangrik geraak vir Jesus. Jesus het 'n global vision gehad. Hy het ambisie gehad om die hele wêreld te red en almal wat ooit sal lewe geleentheid te gee om 'n verhouding te wees. Maar hy het ook tyd spandeer met die een mens. Tyd gemaak om by sy gees om 'n tafel te gaan sit en te eet. En dit is vir my so 'n mooi ding want baie prominente leiers het die tyd om 'n tafel te gaan sit en vir iemand iets te beteken. En my gebed is dat elkeen van ons hier sit, maak nie saak hoe suksesvol ons word en ek bid suksesvol ons elkeen toe, dat ons nooit so groot en suksesvol sal raak, dat ons nie tyd het om so met mense op 'n tafel te sit. Sê ek wil by jou eet, soos wat Jesus vir sy gees gesê het. Jesus was op pad ergens heen, hy moes nie in sy skedule aanpas, maar hy was op pad, maar sy gees. Ek het so genoem voor ek terug, het ek op Netflix gekyk, het is baie cool, dokumente gekyk van Bill Gates se lewe, en sy skedule werk tot op die sekond. Wat hy 'n vergadering het, dan sê hulle ons het 3 minute en 58 sekondes vir die meeting. En as hy 3 minute en 58 sekondes is, dan het hy 2 minute en 13 sekondes om by die gang af te loop om dit is hoe sy skedule werk. Maar wat vir my merkwaardig is hoeveel keer hy dit
geneer, omdat hy besig is met mense. Hoe hy sommer uit die bloute uit sy sê, hy was besig om een of ander Afrika land te help met hulle rioolprobleem, en hy sy skedule, en hy het die vergadering gehad met mense, wat gevra vir geld, en hy het allemaal ver gegooi, en hy gesê, ek wil gaan kyk. Kom ons los die vergadering, en ek kanseleer al my vergadering vandag, ek wil net met die mense gaan gesels. En ek is dit waar. Dat ons nooit so besig sal raak met die dinge van die Here, dat ons vergeet van die mense. Dat ons nie by hulle uitkom nie. En terwyl ek ons op daai was preek by 'n gemeente, en ek preek oor die goedheid van die Here. En dit is vir my 'n lekker boodskap om te preek. En ek wil vir u môre vir u sê dat God nie goeie goed doen. Dit wat God doen is goed. En dit was my boodskap. Dit sê, maak nie saak wat God in jou lewe doen nie, maak nie saak hoe onaangenaam dit is, en as dit van God se hand af is dit goed. En dis die boodskap wat ek preek. En ek glo dit ons vandag goed gemaak. En daar sit 3 kindertjies voor kerk, so as julle nou hier sit, en julle nou hier sit in die kerk gelyk. En hulle het hier voorgesit en ek skep jou geleentheid en sê, as nog iemand voel dat God nie goed is vir hulle nie, kom vorentoe dat ons vir julle kan bid. En die 3 kindertjies kom te vorentoe, hulle vertel my 'n storie. En ek was in die water uitgeslaan. 3 laerskoolkinders so lewe moet hê. In elk geval, langs die kort, ons is besig, ons moet gaan video shoot, ons is mos daar vir 'n doel, en ons wil ook maar 'n bietjie gaan rus, en voor al die ander goed gebeur, en kerk is verby, en ons het die mense gepraat, en ons ry huis toe, en die mense, die kinders, in die kar wat hulle ry voor ons. En ons ry, ons gaan na huis toe, ons het dinge om te doen, weet. Van sit en staan, kom niks gedaan, dus wat lê. Maar van sit en staan, kom niks gedaan, en die Heilige Gees begin met my praat, en ek kry so met Johan Rui Potgieter, en ek sê vir Johan Rui, trek die mense af, stop hulle. Nou ry ons agter in ons flash, ek dink hulle gedink is baie weer, ons ry in flash, doet vir hulle, en ons flash vir hulle, en ons trek hulle af, en ons sê, ons wil net weer vir julle bid, en terwyl ons vir hulle bid, voel ek die Here sê vir my, ons moet vir hierdie 3 kinders 'n skoolfonds betaal. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het regtig nie geld om kinders 'n skoolfonds te betaal. Maar in elk geval, ons bid en ek sê vir hulle, hoor hierso, ons wil graag 'n skoolfonds betaal. Ons sal die skoolfonds betaal. En wat vir my uitgestaan het, is dat hoeveel Guts dit gevat het om uit ons skedule uit te tree. Dit was nie vir my moeilik om met vreemde mense te praat nie, dit was nie vir my moeilik om spontaan te wees nie. Wat vir my moeilik was om tyd te maak op my skedule, en ons was 'n Sondag aand, ek dink ons was ergens in Park, nie so tyd. Ja, ek sit in JP gesteer so. Ek het 'n slice hier. Ja, dit het nie. Maar in elk geval, hoeveel het dit gevat het om ons planne aan kant te skuif, om tyd te maak vir die 3 kinders. Dit is jammer dat ons op 'n plek kom dat ons skedules belangriker raak as mense. Dit is my jammer dat ons as kinders van die Here die tyd het om met ongelowiges te koffie drink, want ons is besig met ander goed. Van die moeilikste mense om in die hande te kry is pastoor. 90% van die kere as ek 'n pastoor bel, antwoord hulle hulle voor. Nie omdat hulle, hulle nie van seker moontlikheid, maar omdat hulle is besig. Hulle moet voorberei en daar's net goed wat moet gebeur. En ek dink dit moet heeltemal teenoorgestel wees. Ons as kinders van die Here, elkeen van ons, nie pastore nie, moet die maklikste mense wees om in hande te kry. So ek challenge myself, as iemand my bel en ek kan nie antwoord nie, altyd terug te bel. En om mense se WhatsApp te reply, so dis daai dag. Ek het, as ek my WhatsApp vanoggend reply, en ek jok nie, dat ek vanaand oor 150 van mense wat kospakkies soek, of mense wat se kinders skoolfonds moet betaal, of mense wat net strooi praat. En ek het dit geïgnoreer vir baie lank by jou. Want niemand het tyd om met mense op WhatsApp te praat. Nee? Wie van ons het tyd om dit te doen? Maar die Here het my convict en gesê, maak tyd vir mense. Maak tyd vir mense, sodat ons koninkryk van God kan staan. Ek dink tyd kom in die pad, en ek dink die groot ding wat in die pad kom,
is kerktradisies. Ek dink hoe ons kerk verstaan en hoe ons kerk doen, om baie keer in die pad om mense te bereik wat nie in kerk pas. Hoe ons glo kerk moet wees en hoe ons glo ons met ons eie persoonlike kultuur en hoe ons groot gemaak word. As enigiets nie in daai boksie pas nie, dan voel ons dat die evangelie is nie vir daai mense. Want hulle reik nie vir ons nie, hulle reik nie vir ons nie, hulle proe nie vir ons nie. Ek weet nie wat hulle gedoen nie. Maar hulle is anders. En hulle pas nie in ons boksie van hoe kerk moet wees nie. En daarom gaan ons hulle nooit bereik nie. Handelinge 10 vers 9 tot 15 sê, die volgende dag, toe Cornelius se afvaardiging wat daar by die dorp was, het Petrus dagskiep toe gegaan om te bid. Dit was teen 12 uur die middag en hy het honger geword en hy eet. Kan ek daar almeen kry? Is enig iemand honger en wil gaan eet? Al mens honger en wil gaan eet? Nog iemand? Die wil gaan eet, ek wil gaan eet. Petrus op die dag het honger geword en wou gaan eet. Terwyl hy die ete klaar maak, het hy in geestes vrolik geraak en hy die hemel ook gesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word en afgrond toe gekom. En die doek was in die doek was allerlei diere, reptiele en voëls. 'n Stem sê toe vir hom: "Staan op, Petrus, slag en eet." Nooit nie, Here, het Petrus gesê, ek het nog nooit iets wat onrein is geëet. Toe kom die stem weer: "Wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag." Dit het 3 keer gebeur, toe is die doek weer in die hemel toegetrek. Petrus se tradisie, sy geloofstradisie, het in die plek gekom dat hy iets vir Cornelius kon beteken. Dit wat hy geglo het, hoe sy geloof lyk en ryk, dit wat hoe hy vir jare en jare kerk gedoen het hom weerhou om in 'n verhouding te stap met Cornelius. Jesus sê vir hom: "Slag en eet, vergeet van die tradisies, vergeet van al hierdie dinge wat die mense oor die jare vir jou gesê het, jou geloof moet lyk en ryk, vergeet van dit, want Cornelius het jy nodig." Ek wil vir julle sê, ons moet vergeet van hoe ons kerk doen, want mense het ons nodig. Ons moet vergeet van op 'n Sondag kerk te kom en luister hoe 'n pastoor preek en ons sing en dink dit is genoeg om die wêreld te verander. Dit is 'n vennootskap tussen ons en die Here. Die Here verwag van ons elkeen om iets te doen en as dit beteken ons moet ons tradisies en wat ons glo een kant toe skuif en sê ons gaan dit doen vir mense, dan moet ons dit doen vir mense. En ek praat nie van goed wat ons in die skrif leer, moet ons een kant toe skuif. Ek praat van goed wat ons as mense in kerk ingebring het. Sê dis hoe dit moet wees en dis hoe dit nog altyd was en daarom sal ons dit altyd so doen. En dit weerhou ons om mense te bereik waarby te. Ek wil vanmôre sê ek is soos Petrus. Ek is honger. Ek is honger vir verandering. Ek is honger vir die redding van die wêreld. Ek is honger vir die verandering van die wêreld. Ek is honger vir die verandering van my lewe. Maar wat moet ek verander? Watter gedagtespatrone moet ek verander sodat ek dit kan bereik wat God wil hê ek moet bereik, want dit is 2019 en dinge is nie soos wat dit was 10 jaar en 20 jaar en 30 jaar terug. God is dieselfde. God is vandag morgen altyd dieselfde, maar die mense het verander. En hoe moet ek verander sodat ek daai konstante boodskap van die evangelie vir die mense na buite kan? Wat moet ek verander in myself en hoe ek glo en hoe ek dink en hoe ek optree om mense na buite te bereik? Dat beteken dit dat ek kan goeie idees dink aan. Dan moet ons opdelende groepies in die brainstorm. Sê, hoe gaan ons die wêreld bereik? Ons gaan op ons goed wees, ons gaan doen. Doen dit by die huis. WhatsApp julle vir my julle idees. Ek sal dit lees. Eventually. Beloof. Maar ons goed wat ons doen, wat ons al vir jare gedoen het, wat meer mense wegstoot as wat dit ingaan. Dat is goed wat ons glo en wat ons praat en sê, wat nie skriftelik is nie, maar is deel van ons tradisie en het stoot mense weg van die evangelie van ons self. En ek moet vir nie sê dat net soos Petrus moet ons sla raak van die rubbish. Ons moet ons sla raak van die gemors, sodat ons kan plek maak vir mense. Amen.
Wat is dit? Julle almal lyk so vrolik vir my. Ek lieg hoor. Julle lyk regtig nie vrolik nie. As ek een van julle geglimlag het, sou julle nie so moeilik gewees het. Ek sien nou glimlag van julle, dink ek tog. Ons moet, ek sien dit elke keer as ek preek. Ons moet die kamera hier voorop sit en julle gesigte sien en julle kan sien hoe julle lyk. Dis intimiderend. Al wie vanoggend vir ons nog kwaad wees is Tannie Aline, maar ons het daar kar gestaan. Sorry Tannie, dit was nie van, sê ek nie. Die rest van julle mag nie vir ons kwaad wees. Anders gaan ons julle kar staan, die rede. Wat die tradities het ons dat ons moet van vergeet, sodat ons die evangelie kan preek. Amen. Ek dink een van die goed wat ons moet doen, en dalk ten koste vir myself, is om pastore en dominees op te hef. Daar moet geen gap wees tussen die diensknegt van die Here en mense wat ek dien. Daar moet geen as die mense wat jy nie meer kan vat en met jou kan praat nie, dan kan jy hulle nie. Dalk moet ons, elkeen van ons, bietjie ons gap tussen ons en ons huis op. Dat sak, sodat ons hulle kan bereik. Of ons sekretaresse, of ons tuinwerk, iets van ons tuinwerkers het. Of ons kinders se maats, of mense wat ons imiteer. Al wil ons ontslae raak van my gap en sê, dit is die ou manier hoe ons dink. Sê, ons wil verskil maak in mense se lewens. Ons sluit ons op. Here, ek wil vir U dankie sê dat ons, elkeen van ons gedagtes kan verdiep. Here, dankie dat U ons vry maak. U sê in die woord, as U ons vry maak, is ons waarlik vry. Here, ek vra dat U ons sal vry maak van onnodige gedagtes, onnodige tradisies, Here, dat ons sal terugkom by U woord. Here, dat ons U sal lief hê, en dat ons by mense sal uitkom. Here, dat daar geen kerk tussen ons en mense sal wees. Terwyl Jackie ek nie iets meer. Terwyl Jackie vir ons in die gesin, wil ek ons moet 'n oomblik vat. U vir Uself sê, wat is van die ou gedagtes wat ek van ons slaap maak? My ou denkwyse wat ek gedink het, dit is hoe dinge werk en dit is hoe geloof werk, en ons van dit ontslae sal raak, sodat ons mense kan bereik. Dat ons mense kan bereik, dat ons mense kan wys van Jesus se liefde. Dalk is dit om tyd te maak, soos Jesus, om saam met sy gees op die tafel te gaan sit. Sy gees was nie 'n goeie mens nie, hy was 'n slegte mens. Was nie 'n slegte mens, maar was dan nou nie waar vir sy. Te sê, Jesus was nie op pad met sy gees uit, hy het tyd gemaak, en gesê, ek gaan by jou eet. Hy weet nie hierdie week gaan eet. Of dalk moet jy hulle nog even eten aan jou huis. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid. Dalk is dit vir die mense by die werk. Soos ek sê, dalk is dit die huis om ons al 'n goeie plek om te begin. Dalk is dit, ek weet, as ons so stop bly nie kan doen. Surrender all.
ons elkeen besef, ons elkeen het 'n verantwoordelikheid. En elkeen van ons wat vanoggend hier is, het 'n verantwoordelikheid om een se gees in ons lewe te luister. Ons bid dit in die Heilige